Maar julle kom by vandag, ons sluit die reeks af. En die van julle wat ons nou nie besoek het al die laaste tyd nie, ons is besig met hierdie reeks Hart en Siel, soos jy gehoor het. En waaroor dit gaan is hierdie roep, dat ek en jy die Here nie net moet dien nie, maar met hart en siel moet dien. Nou dit klink soos 'n tipiese pastoor Christelike ding om te sê, nê. Jy weet, van 'n kansel af klink dit goed, maar hier is die beginsel. Wanneer enige iemand iets doen met hart en siel, dan sien jy dit. Jy weet, almal speel rugby, maar dan kry jy daai een speler of twee spelers op die veld wat dit met hart en siel doen, daai wedstryd, en hulle staan net uit. En wanneer die Here na ons kyk, wil hy nie hê ons moet net Christene wees en onsself kinders van die Here noem nie. Hy wil hê, kom aan, ons kort hart en siel in hierdie ding. Hoe jy die Here dien, kan jy net halfhartig wees, jy kan jy net genoeg wees vir jou om te sê ek dien die Here nie. Doen dit met hart en siel. So gaan luister die reeks, gaan luister die preke en dan vang jy op. Maar vandag sluit ons af met een van die belangrikste onderwerpe as dit kom by hart en siel. En ons gaan praat oor hart en siel by die werk. Nou ek het absoluut geen reaksie verwag toe ek dit sou gesê het nie. Ek weet as ek gesê het hart en siel op vakansie. En dan was dit maar jy praat my taal. Jy weet hart en siel oor ons drome, hart en siel oor die toekoms, hart en siel oor mooi dinge, maar hart en siel by die werk. Is vir party mense so half 'n bietjie 'n teerpunt. En ek weet nie hoe voel jy oor jou werk hier, daar's altyd gemengde gevoelens. Party mense love hulle werk, party mense soek nuwe werk en dan kry hulle nuwe werk en soek hulle weer nuwe werk na 2 maande. Jy weet, is daai tipe ding, maar meeste mense het maar altyd iets om te kla oor hulle werk. Maar hier is die mooi ding wat ons sien binne die skrif, is dat werk is 'n amazing geskenk van die Here af. En die rede daarvoor is, in Genesis 1 vers 1 lees jy die volgende, wat sê, in die begin het God die hemel en aarde geskep. Die heel eerste ding wat ek en jy leer van God, in die hele Bybel, is dat God is 'n God wat werk. Hy maak dinge, hy doen dinge. Dis vir hom lekker om te skep, dis vir hom lekker om kreatief te wees, dis lekker vir hom om iets te vat en dit te verbeter, iets nuuts op die tafel te sit. God hou van werk. En dan kan ek en jy baie keer na hierdie skrif te kyk en sê, Here, maar U is welkom om al my werk te doen. U is welkom om al my vergaderings, al my meetings te doen, maar Here, my werk maak my moeg. Maar dan lees jy net 'n paar versies verder in Genesis 2 vers 15, dan sien jy, die Here God het die mense in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. So die Here het die mens geskaap en een van die eerste dinge wat hy doen vir die mense, gee vir die mens, is werk. En werk kom van God af. En die ding, wanneer jy werk, dan is dit asof jy in sy beeld leef. Want God skep en God werk nog tot vandag toe en God verrig nog dinge. En dit is so mooi wanneer ons kyk na ons werk en sê maar wow. Wanneer ek opstaan 'n maandag en dinsdag en ek kry goed gedoen, is dit nie net ek kry goed gedoen nie. Ek is besig om in die beeld van my Skepper te leef. Ek is besig om te werk soos God werk. En hoe amazing is dit? Maar soos ek dit weer eens sê, voel meeste mense nie so oor hulle werk nie. Wat 'n week. Hoe gaan dit by die werk? Nee, rofbel. Ja, hier is weer hierdie tender op my tafel en hierdie ouens druk weer vir daai en daai ou betaal alweer nie en is hierdie mense en is hierdie personeel en is hierdie druk en is hierdie daai en al hierdie goed kruip so in. Nou ja, ek weet, God se prentjie toe hy werk uitgedeel het, daar sonde ingekruip en 'n klomp ander dinge intussen. So werk in die tuin van Eden was nie heeltemal die werk soos wat ons dit vandag ken nie. Maar dit maak nie die geskenk van werk enigsins minder werd nie. Werk is nog steeds 'n groot blessing wat die Here vir my en vir jou gee. En die groot vraag is dat vandag wat ek op die tafel neer lê, is dat die Here wil nie hê ek en jy as Christene moet werksplekke toe gaan en net ek het die werk is gedoen vandag nie. En ons moet opsien na take nie. En ons moet eintlik net uitsien na vakansies en die breuke van die werk nie. En ons moet net uitsien na die naweek nie. Wanneer 'n Christen opstaan om te gaan werk, is daar 'n dankbaarheid, is daar 'n toewyding, is daar hart en siel by daai mense. Dis wat God verwag. Hoekom? Want julle dink gou as God moes opstaan die eerste dag toe hy aarde geskep het. Yes, ek weet dit. Ek gaan nou 6 dae hierdie ding nou aanpak, maar die 7de dag, gaan ons nou rus, maar die 6de dag gaan ek die mens maak en daai mense gaan alles opvoeder. Ek weet nie wat ek lus is vir hierdie ding nie. Ons sien dit nie. Alhoewel God geweet het die probleme kom en die sonde kom en die chaos kom en alles wat daarmee saam gaan kom, het God hart en siel dinge aangepak. En nou ek weet as besigheidseienaars, werknemers, jy weet, julle sit dalk daar en dink,
hierdie week, daai vergadering. Dis ek moet alweer daai probleem gaan uitsorteer. Hier lê my foon alweer. Ek weet is nie goeie nuus nie. Iemand bel my nou om dankie te sê vir my werkie. Dis hierdie ou my bel en dan sit hoofkas weer kantoor toe. Jy weet, hier kom ons weer. Maar God staan daar. En hy sien nie probleme, hy sien nie uitdagings, hy sien die werk wat vir hom voorlê en hy sien die werk wat die mens vir hom gaan maak. Daai is altyd die lekkerste deel van werk. As iemand anders se werk jou werk word, né? En God sien hierdie goed en hy sê, kom ek doen dit met hart en siel. En ek weet nie van jou nie, maar dis vir my soms uitdaging om alles wat ek doen so te doen. Om alles wat ek aanpak so aan te pak. Maar dis wat die Here van ons vra. Want hier is 'n paar statistieke. As jy al bietjie sommetjies gaan doen, sal jy agterkom dat die gemiddelde mens gaan omtrent 90,000 ure van sy lewe werk. Dis baie. As jy nie weet presies hoeveel dit is nie, kom ons sê jy moet vir 24/7 daai 90,000 ure aan een werk en jy begin vandag, dan gaan jy eers oor 10 jaar klaar wees. Dis lank. As jy die sommetjie gaan maak, sal jy sien dis omtrent 1/3 van jou wakker wees lewe. Ek dink 25% van jou lewe spandeer jy aan slaap, onbewus. Wat 'n lewe, hè? En dan 1/3 van die tyd wat jy wakker is, spandeer in jou werk. En hier is die beginsel. As jy nie jou werk gaan geniet nie en dit met hart en siel regkry om dit te doen nie, raai wat? Jy gaan voel jou lewe dra nie betekenis nie. Jy gaan voel dit waarmee jy besig is vir niks. Jy gaan frustreerd voel, jy gaan angstig voel, jy gaan depressief voel, jy gaan 'n baie emerige persoon wees en jy gaan nie jou lewe geniet nie en op die einde van die dag gaan dit nie die Here eer nie. So wat van ek en jy lê vandag bietjie aan die kant toe en sê alraai. Kom ons probeer dit reg kry om net ons werk gedoen te kry en die boksie te check nie, maar om met hart en siel ons werke te doen. Jy sien ons as Christene moet juis die mense wees wat voorloop in hierdie area, vir al die redes wat ek nou genoem het. Maar kom ek lees 'n skrifvers en Paulus praat hierso met mense oor hulle werk. Hy praat hier oor 'n klomp baie belangrike beginsel in Kolossense 3 vers 22. En hier's wat hy sê. Slawe, julle moet julle eienaars hier op aarde in elke opsig gehoorsaam. Julle moenie mense probeer tevrede stel deur net te werk as iemand kyk nie. Yes. Daai is 'n vers wat jy bo op jou voordeur moet sit as 'n besigheidseienaar, hè. Daai is, moenie net wanneer ek kyk om werk, jy werk die hele tyd, man. Nee, werk met opregtheid van hart, omdat jy eerbied vir die Here het. Pak alles gemotiveerd aan, werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Weet dat die Here julle met 'n erfdeel sal beloon. Die eienaar vir wie julle werk is Christus. Nou kom ons breek hierdie gedeelte af en ons praat daaroor, want dit is so belangrike dinge wat Paulus hierso vir ons noem. Daar's 3 dinge waarop hy raak, 3 kategorieë. Die eerste ding wat hy aanraak is wat jy doen. Die tweede ding waarop hy raak is hoe jy dit doen. Die derde ding waarna hy raak is hoekom jy dit doen. En hierdie is 3 kategorieë wat so belangrik is vir elke Christen dat as jy dit met hart en siel wil doen, moet jy hierdie 3 kategorieë verstaan. So kom ons praat daaroor. Die wat jy doen. Nou hierdie is 'n groot ding in ons kultuur en ons wêreld, né? Ek doen jy ontmoet net iemand. Hallo, ek is Mornay, aangename kennis. Ja, lekker om jou te sien, man. Hoe was jou week? Great. So sê my, wat doen jy? Wat se werk doen jy? Die wat is dadelik deel van ons gesprekke as dit kom by verhoudings, né? As ons na mense kyk selfs in die dorp, dan sal ons sê, "O ja, dis Mornay, man, hy is die pastoor daar." Ons identifiseer mense by wat hulle doen. Jy weet, hierdie persoon werk by daai besigheid, hierdie persoon doen dit. En eendag wanneer jy as ouer na daar kom en van julle is al daar en van julle is al deur dit, weet waar jy nou moet besluit oor jou kind en daai gesprekke van wat se werk hulle moet gaan doen, wat hulle moet gaan studeer. Hoe lank tyd spandeer jy op dit? Ek dink daar's mense wat net 'n beroep doen wat jou help met aanlegtoetse soos jy kan uitvind waar jy moet gaan en watse rigting jy moet gaan sodat die werk wat jy doen die regte werk moet wees. Die wat moet in plek wees. En in vandag se tyd kan ek dit eerlik sê, dis baie keer hier waar ons vassak en dit begin verkeerd kry. Want die wat is vir ons alles. Wat se werk doen jy? Wat se rand en sent verdien jy? En die wat is die massiewe onderwerp in ons lewens. Dis die ding waaroor ons kla. Dis die ding waarby ons vashak, die wat se werk ek het, die wat se baas ek voorwerk, die wat se geld ek verdien, en dit raak ons gesprekke en dit raak alles by die werk. En hoor mooi, die wat is belangrik, maar my ding wat ek oplet, my observasie en lering uit die skrif uit van Paulus wat hy sê, met wie praat hy daai Kolossense vers?
Hy praat met die slawe. Hy skryf 'n brief aan die slawe. En hy sê vir hulle, luister julle slawe, hier's wat julle moet doen. Nou ek wens as ek 'n slaaf was dat Paulus my 'n brief sou geskryf het, julle moet bid vir 'n ander werk. Julle moet bid dat die Here julle vrymaak. Jy moet bid dat jy nie meer 'n slaaf is nie. Laat die Here iemand stuur om die loon te kom betaal. Doen wat jy moet doen, maar kom uit slawerny uit, want 'n slaaf, die wat jy doen is nie lekker nie. Raai wat sê Paulus? Hy sê bly net waar jy is. Bly 'n slaaf. Hy sê wat jy doen is nie so belangrik nie. En hy hamer op hierdie ding. Weet hy fokus op, hy gaan net al verby dit ook en hy sê net maar jy is 'n slaaf, so ou net. Hou klaar oor jou werk. Hou klaar oor die posisie waarin jy jouself en hou klaar oor wat jy alles moet doen as 'n slaaf. Nou julle, ek beloof jou nou, was nie lekker om 'n slaaf te wees nie. Daar is mense wat daai mense onregverdig behandel het en jy het 'n slaaf geword vir 'n klomp redes. Ek het eens 'n oorlog gewees het en as hulle jou gevange geneem het in oorlog, sou jy 'n slaaf geword het van 'n klomp mense. Ander mense sou dalk 'n slaaf geword het deurdat hulle te veel skuld gehad het en dan al hoe hulle skuld kon afbetaal, sodat hulle self indien as 'n slaaf vir daai persoon. So jy betaal met jou lewe. Ander mense sou net uit geboorte uit, omdat jy 'n slaaf is en jy kry 'n kind, is daai kind ook nou 'n slaaf van hierdie eienaar. Daar was verskeie redes hoekom jy 'n slaaf was. Maar die punt is, dit is nie lekker om 'n slaaf te wees nie. Maar wat doen jy wanneer jy voel wanneer jou baas jou bietjie hanteer soos 'n slawedrywer? Hierdie plek hier nie die Here nie. Hierdie mense, man, hierdie ou gaan reg uit die hel toe. Ons kan vinnig so sensitief raak. Paulus kom en hy sê, wees 'n slaaf. Trouwens, wees 'n baie goeie slaaf. Jy moet die slaaf wees wat sy staan bo alle slawe. Nou hoor mooi, Paulus praat hier oor werksetiek. Hy praat oor die hoe. En dit is so belangrik om dit te besef, maar hoor dit gou mooi, voor ek aangaan na die hoe toe. Is dat Paulus probeer hierdie slawe laat sien. Weet jy, dit gaan nie noodwendig vir die Here oor wat jy doen nie. Die Here is nie begaan oor die wat soos die mensdom is nie. Die Here kan enigiemand gebruik, die Here kan enigiemand seën, die Here kan dit deurmaak oopmaak vir enigiemand, maak nie saak wie jy is en watter werk jy doen nie. Maar hier's wat jy moet besef. Jy is nou by jou werk vir 'n spesifieke rede en jou werk, wat se werk jy doen, dra betekenis. En hierdie is 'n groot een. Daar's te veel Christene wat nie hulle werk doen met hart en siel nie, want hulle sien nie die betekenis in hulle werk nie. Hulle kyk nou maar ek verdien nie genoeg nie, so daarom is ek nie genoeg nie. Jy weet, ek is nie bevorderd genoeg nie, daarom is ek nie genoeg nie. Paulus kom en hy sê 'n slaaf het 'n plek. En dit is 'n belangrike plek. Ek hierdie week ry ek daar op die Kaapse Hooppad uit. En soos ek daar ry, is hulle besig om die pad te teer. Nou dink ek myself, hoeveel mense ry nou op hierdie pad en kla nou weer? En dit is gewoonlik so. Nou is my kar weer vuil of nou skiet klippe weer en chipruite. En die mense wat daar verby ry is nie altyd vriendelik nie. Nou is daar nie lyne nie en dit is 'n gevaarlike pad en jy hoor sommer net hoe dit kan gaan. Ek dink vir myself, hoe belangrik dink jy Morney? Hierdie ou wat nou hierdie teer uitrol. En daar in die masjien sit en maak die pad gelyk. Hoe dink hy nou oor sy werk? Nou hardloop my kop. Ek wonder of hy ou dalk sit en sê, "Ja, dis blerrie warm. Al hierdie ondankbare mense wat hier verby ry. Jy weet, al wat hulle doen is kla, al die mense gaan nou ongeluk maak, al die mense is ontevrede, maak nie saak wat ek doen nie." Ek dink daar kan so ou daar werk. Maar hier ry ek verby en ek is dankbaar vir daai ou. Want ek besef, luister, na hierdie reën, hierdie paai het 'n bietjie liefde nodig. En 'n pad wat nie werk nie, en 'n pad met gate, is 'n baie gevaarlike pad, want dit kan 'n hele familie verwoes. Een ongeluk, en die broodwinner is nie daar nie. Ek wonder of daai ou nie dalk eerder as 'n slaaf in daai karretjie van hom moet sit en sê, ek red lewens terwyl ek hierdie pad uitrol nie. Ek's besig om betekenis toe te voeg in 'n groot mate. En hoor mooi, dis hoe die Here wil hê 'n slaaf moet dink. En ek weet party daar voel dit hard vir jou by die werk en baie werk en jy cope nie met alles nie, maar jou werk dra betekenis. Sien jy dit? Ongeag van wat die wat is. En dis waar die Here wil hê ons moet begin. Jy het 'n plek en Prediker 9 vers 10, ek dink nie op die skerms nie, maar Prediker sê dit so eenvoudig. Hy praat oor die wat en hy sê, doen wat ook al jou hand vind om te doen. Hierdie is so 'n kontroversiële raad oor vandag se tyd. Ons maak ons kinders groot om in die perfekte wat te gaan werk.
Jy moet so swat want dan gaan jy hierdie posisie hê en dan en hierdie verhouding wat jy nou bou gaan jou soontoe vat en dit gaan jou daar uitbring en dit gaan jou daar uitbring en dan gaan die wat perfek vir jou wees en jy gaan 'n goeie lewe leef. Hier kom prediker en hy sê, doen wat ook al jou hand vind om te doen, man. Wat ook al werk. Werk net. Vind betekenis in dit, vind 'n plek en die Here sal jou lei soos jy gaan. So die wat is belangrik, maar is nie so belangrik wat ons dit maak nie. Maar dan kom ons by die hoe. Eers praat Paulus oor die hoe, die wat. En dan sien jy begin hy praat oor die hoe ons dinge aanpak. Hy sê, moenie mense probeer tevrede stel nie. En ook nie net werk wanneer iemand kyk nie. Hy sê daar moet loyaliteit wees. Hy sê daar moet deursettingsvermoë wees. Hy praat oor jy moet dit met entoesiasme doen. Jy moet opdaag en nie okay boys, kom ons werk maar nie. Jy moet die ou wees wat opdaag op 'n maandag en sê maandag nie. Hy sê hey, die Christene is die mense wat die gees van die Here in ons het. Dis die gees wat God, Jesus, uit die dood uit laat opstaan het julle. Ons het krag wat die wêreld nie het nie. Ons het 'n vreugde en 'n vrede wat die wêreld nie het nie. Ons het 'n manier om mense te kan beïnvloed by die werksplek wat die wêreld nie het nie. Ons het 'n manier om God in te bring in gesprekke in wat die wêreld nie het nie. Ons kan impak maak op 'n manier wat iemand anders kan maak nie. En daarom sê Paulus, slawe, hoor mooi. Jou hoe is belangrik. Want dit is hier waar ons die verskil begin maak. Jy sien, as iemand begin kla, ja, dit voel donker. Ja, as 'n ouer weer kom kla oor hoe dit gaan by die skool en ja, as 'n werknemer weer begin steel, dis nie lekker nie. En al hierdie dinge wat jy moet bestuur. Maar die duister by jou werk is 'n plek vir jou om lig te wees daar. Die donker is 'n geleentheid vir lig. Nou Christen, kom ons wees eerlik oor hierdie ding. Dit vat baie keer. As die uitdagings kom, as die gesprekke op die tafel is, as ontevredenheid daar is, kan ons so vinnig fokus net op die wat, omdat jy nie jou werk doen nie, nou hierdie. Paulus sê, daar's baie meer aan die gang vir die Here by jou werk, is net die wat. En is die hoe. Hoe praat jy met die mense? Hoe gee jy hoop? En ek sê nie ons wil onregverdig raak hier, as iemand steel hy moet dit voel. Maar beteken nie ons moet op hom trap en hom sleg laat voel nie. Hy's nog steeds iemand wat die Here na kyk en liefhet. Hoe jy praat, hoe jy dink, hoe jy rondloop, hoe jy droom, hoe jy jou lig laat skyn is vir God alles by jou werksplek. En hoor mooi, hoe jy dinge doen is soveel meer werd as wat jy doen. En ek het al baie hieroor gepraat by die kerk, julle. En ek kan vir ewig hieroor praat. Jesus self het aarde toe gekom en sy wat was nie baie great nie, julle. Hy sê self, hy het gekom as 'n dienaar, 'n dienskneg van mense. Nou dink gou jy is die baas van die heelal. Praat van, yes, jy's afgedank. Praat van, jy's gedemote. Jy het so 'n bietjie af in die ranks ingegaan. God is van die skepper van die heelal, die heerser van alles. Is Jesus geskuif na 'n dienaar van mense, van sondaars. En toe hy hier kom, het hy nie gesit en mou oor die mense nie. Hy het dit met hart en siel kom doen. En die hoe, nie wat noodwendig wat Jesus gedoen het nie, maar hoe hy dit gedoen het, is die goed waar ons nog vandag oor preek, want dit is so diep spore getrap, jy nie kan besef nie. En hierdie is die stories by die werksplekke wat my en jou inspireer, en ook die mense na ons inspireer. En dis waar God begaan is. Ek het al jare terug, ek is so 2-3 jaar terug, is ek genooi daar na Komatipoort om 'n uittreë diens te fasiliteer vir meneer Ormond wat klaargemaak het as hoof daar. En ek doen my gedeelte en later aan 'n paar onderwysers wat praat en eventueel kom meneer Ormond vorentoe en hy begin toe net vertel oor sy passie vir onderwys en waar dit gebore is. En daai storie het my so getref. Want soos hy praat, vertel hy net toe hy groot geword het hy in 'n baie arm huis groot geword, sy woorde. En hy sê dit was nie omdat daar nie geld in die huis was nie. Hulle kon alles bekostig wat hulle moes bekostig, maar hulle was arm in liefde. Sy pa het nooit afgekyk en sy oë ingestaar en vir hom gesê, my seun, ek is trots op jou, ek is lief vir jou nie. Hy het dit nooit gekry nie. Hy het nie liefde geken by die huis nie. En hier in graad 3 of 4, as ek dit reg onthou, was daar 'n onderwyser wat sy lewe verander het. En hierdie onderwyser het afgegaan, hom in die oë gekyk, hom raak gesien, gevra hoe gaan dit, hom altyd gereeld ingecheck by hom ondersteun, saam met hom dinge gedoen, saam met hom dinge gevier,
En daai onderwyser het so diep spore by hom getrap, dat hy gesê het, luister hier, as dit is wat ek ervaar van 'n onderwyser, dan gee ek my lewe vir die onderwys, want ek wil dit doen vir 'n ander kind ook. Dis die hoe wat daai veroorsaak. En hierdie is wat ons moet regkry by ons werksplekke. En of jy dit weet of nie, daar's oë op jou. Mense weet jy's 'n Christen. Mense weet daar's 'n geloofsoortuiging binne in jou. Wat sien hulle? Nie net wat jy doen en wat jy bereik nie, maar hoe doen jy dit? So belangrik. So wat jy doen is die naaste by so belangrik soos hoe jy dit doen nie. Maar dan kom ons by die laaste ene en dit gaan oor hoekom jy dit doen. En dis waar Paulus stop en hy hamer baie hierop. En hier is 'n groot punt julle. Hy sê weet dat die Here julle erfdeel sal beloon, die eienaar vir wie julle eintlik werk. Hy sê moenie werk vir mense nie, werk vir die Here. Vir wie doen jy dit? Is sy woord aan hulle. En maak seker jy werk vir die Here. Nou manne, kom ons wees eerlik hier. Hoeveel keer is daar so 'n stukkie trots hier binne in ons wanneer ons werk toe gaan? En ons bring daai broodtafel toe en ons voorsien vir ons vrou en vir ons kinders. En ons voorsien so 'n bietjie vir die ou dag wanneer ons aftree. Dan voel ons, luister hier, ek doen dit vir my kinders. Ek doen dit vir my vrou. Ek doen dit vir my huisgesin. En dan voel ons so 'n bietjie soos 'n generaal hier binne in ons, nee, want dit voel so lekker. Paulus kom en hy stamp daai hele ding. En hy sê ons moet dit nie doen vir enigiemand anders. Nie vir jou vrou nie, nie vir jou volk nie, nie vir jou land nie, nie vir jou kinders nie, nie vir jou toekoms nie, nie vir jou aftrede nie, vir jou vrou, vir niemand nie. Hy sê jy doen jou werk vir die Here en vir die Here alleen. Paulus, dit klink great op 'n kansel. Maar luister, dit motiveer my baie dae net, want dit is eenvoudiger as ek my kinders moet voorsien, dan werk ek hard sodat ek hulle kan voorsien. En hoor mooi, dis belangrik om te voorsien vir jou kinders. Die Bybel praat daaroor. Maar hy sê wat ons dryf moet wees. Waar ons oë gefestig moet wees, wat my en jou uit die bed uit kry en ons werk hard en seël laat doen, is nie om te sê maar ek het nou 'n werk en dank die Here daarvoor nie. Ons doen wat ook al ons doen vir die Here. Of iemand kyk of nie. Of hy verhoging kom of nie. Of ek regverdig behandel word of nie. Of dinge mooi uitspeel of nie. Ek doen wat ek doen vir God. En julle, dit is daar waar alles skuif. Want hoe jy jou werk doen, kan selfs die wêreld ook reg kry, julle. Kom ons wees eerlik. Daar's mense wat baie harder werkend is as Christene. En die rede daarvoor is geld dryf hulle. Take dryf hulle, wat ook al. Families dryf hulle. Maar Paulus sê waar die geheim vir Christene lê, is ons voete uit die bed uit sit of in die kar is en jy is op pad werk toe en sê Here, vandag doen ek vir U. Maar dit lyk bietjie anders. En hierdie is so belangrik om te hoor. Hier kom Paulus en hy praat met slawe en hy sê onthou net hoekom julle hierdie doen julle. Maar ek wil saam met dit vir jou sê, onthou Jesus se woorde. As dit kom by die taal van slawerny. Jesus praat een keer in Johannes 15 en hy leer sy disippels oor hoe 'n verhouding met God lyk en hy sê hierdie woorde en is so mooi. Hy sê ek noem julle nie meer slawe nie. Ek noem julle vriende. Enigiemand wat glo en verbind is aan die Here, ek noem jou nie 'n slaaf nie. Ek noem jou vriende. En hier is 'n groot hartskuif. Want jy sien, ons is nie mense wat uitdraf op die veld soos 'n rugbyspeler en sê vandag speel ek vir my pa of vir my ma of vir hierdie persoon nie. Ons draf nie uit na ons werksplek of na die skool en waar ons swat en wat ons doen. Ons draf nie uit na daai plekke en sê, Here, ek doen dit vir U nie. Dis nie genoeg nie. Wanneer jy iets doen vir die Here, hoor mooi, doen jy dit saam met hom. En dis hoe dit anders lyk. Dis 'n vriendskap. Dis 'n kameraadskap. Dit beteken nie jy dank die Here langs jou bed vir werk, maar jy gaan werksplek sonder hom toe nie. Jy gaan saam met hom soontoe. Dit beteken jy lees jou Bybel langs jou bedkas en jy los hom daar deur die dag nie. Vat jou Bybel 'n bietjie saamwerk en sit hom op jou lesenaar. Laat mense sien jy doen dit saam met hom. Nee, maar hy's nie 'n Christelike besigheid nie. Maar dis wat Paulus probeer dryf hê. En sê ons is nie hier om te Bybel bash en al daai goed nie. Maar binne in jou hart loop jy so rond en sê Here, hierdie vergadering, hier's 'n klomp besluite wat ons moet neem, hier's 'n klomp drome wat ons moet vasmaak, hier's 'n klomp gesprekke wat ons moet hê. Here, wees in hierdie gesprek saam met ons. Blaai jou boek na Nehemia toe in die Ou Testament, dan sal jy sien hoe werk dit. Nehemia het 'n groot taak voor hom, hy moet die mure van Jerusalem gaan bou. Hy het 'n droom, maar die koning se guns nodig en hy is 'n slaaf van die koning.
En hy daag op by die koning. En hy praat met die koning en terwyl hy met hom praat, nadat hy hom gegroet het, bid hy in sy hart net daar. Dis ek noem met 'n flare prayer, want jy skiet hom net so in die middel van 'n gesprek op en sê Here, ek het nou u guns nodig. Here, ek het nou die woorde nodig. Here, ek het nou sagte harte nodig. Here, ek het nou nodig dat mense hierdie prentjie van my sien. Here, ek het nou guns nodig. Here, wees saam met my hier. En hy vra die Here vir guns, dat die koning se hart sal sag wees en hom guns bewys en wragtig die deel kom deur. En die koning gee hom guns en hulle kon hom hier gaan herbou. Daai is saam met hom. Ek wil jou uitnooi. Leer hoe werk kameraadskap saam met die Here. Wanneer daai plaag weer op die plaas land. Voor jy hardloop en net allerlei dinge doen wat jy moet doen as 'n boer, doen dit. Maar stop net eers en sê, hoekom doen ek hierdie? Doen ek hierdie om 'n baas tevrede te stel, die eienaar van die plaas? Doen ek hierdie vir toekoms? Nee, ek doen hierdie want ek doen dit saam met hom. Hierdie is my voorreg. 'n Werk is nie net 'n voorreg om te kan voorsien nie. 'n Werk is 'n voorreg om goed saam met die Here te doen. En julle, hier's wat Jesus so hard geleer het in Matteus 6 vers 31, 'n bekende vers, en hy sê, moet julle dus nie bekommer en vra. En hoor wat sê hy? Wat sal ons tog eet? Wat sal ons tog drink? Wat sal ons aantrek nie? Dit is die ongelowiges, in ander woorde, wat oor die wat begaan is. Hoor julle wat sê Jesus hier? Moenie oor die wat begaan wees nie. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Hy weet wat jou besigheid nodig het. Hy weet wat jou kinders nodig het. Hy weet. Nee. Nou praat hy oor die hoekom. Maak die heerskappy van God en dit wat vir God reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al die ander dinge byvoeg. Hy sal die wat vir jou uitsort. Moenie julle daarom bekommer oor môre nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikheid is vir een dag heeltemal genoeg. Jesus sê, vergeet bietjie van die wat. Maak die wat weer klein soos hy behoort. En maak die hoekom so groot soos wat dit behoort. So kan ons dalk môre aan ons werk toe gaan. Wat ook al jou werk is, of jy betaal word daarvoor of nee, of wat ook al 'n geleentheid is vir jou om iets te doen, wat ook al jou hand vind om te doen. Kan ons sê, Here, hart en siel saam met U vandag. En wanneer die krap kom en wanneer die ontevredenheid kom en wanneer al daai goed kom en sê, Here, ek het nou guns nodig, Here. Ek gaan nie saam met hierdie ouens praat nie, ek gaan nie teen hierdie goed beklei nie, Here. Ek is aan U kant saam met U. Laaste ding wat ek sal noem. Jou werk is so belangrik, want wat jy doen by jou werk, tel vir jou ewige erfbeloning, julle. Gaan lees 2 Korintiërs 5 vers 10. En jy sal leer hoe Paulus oor hierdie beginsel praat en is so belangrik. Hy sê, wat ook al jy doen, hy praat oor werk, wat jy verrig. Hy sê, wat ook al jy doen in jou aardse liggaam, of dit nou goed of sleg is, daarvoor sal jy eendag beloon word. Hier is groot. Paulus sê, hoe jy jou werk doen, hoekom jy jou werk doen, is so groot, dit beïnvloed die ewigheid en hoe jy die ewigheid gaan beleef. Dis massive. En wanneer jy daar staan en jy voel, okay, wat ek moet doen as baas, is nou net op die ouens se skouers klim en dinge gemaak en ek moet dinge nou riglyn, hard praat, hard wees en daar's 'n plek vir dit ook. Maar begin dalk eers met genade. Begin dalk eers met goedhartigheid. Begin dalk eers met Here, saam met U. Voor ek beklei, kan U namens ons beklei. Here, maak hierdie ou se hart sag. Here, help my hier. Want daai goed tel vir die ewigheid. En wat help het ons bou vir ons skatte hier in die hemel bymekaar, kom ons eendag daar en die Here sê, jy het jou wat op aarde baie goed reg gekry. Maar wat jy nou kry in die hemel, bietjie min. Dis omdat jy die wat te groot gemaak het en die hoe en die hoekom gans te klein. En julle, hierdie maak groot impak. Jy weet, ek is so erg oor werk en ek dank die Here vir werk. Ek leer selfs my kinders, wanneer ek werk toe moet gaan of wanneer ek dalk ekstra ure moet werk, dat my kinders nie na my toe moet kom en kla nie. En ek weet dit is sleg. Maar dis 'n voorreg. Dan kom Levi, pappa, nee man, ons moet nie nou werk nie. Pappa, kom doen nou eers hierdie. Dan sê ek, Boeta, hou net gou vas. Jy verstaan nie. Wat pappa nou hier doen is nie net ek moet gou mense tevrede stel nie. Hierdie is iets wat die Here my gevra het om te doen. En die mooi daarvan is jy pluk die vrug daarvan, want wat ek hier doen, seën die Here en ek kan 'n dak bo ons kop sit en ek kan kos op die tafel sit en ek kan na jou skool toe stuur, Boeta.
En dalk as dit goed gaan met ons, dan kan ek 'n geskenk vir jou op jou verjaarsdag ook koop en dinge kan amazing gaan, my seun. Moenie kla oor pappa en mamma se werk nie. Dis 'n voorreg. Vind uit hoe jy kan help. Werk is so belangrik vir die derde van jou wakker lewe. 90,000 ure. Maar hy 90,000 ure moet ons nie werk vir afgod nie. Moet ons nie net ons gesinne afskeep of teen jou woord gaan as jy vir jou kind 'n belofte gemaak het, wees daar by hulle. Maar jou werk is nie net vir hier en nou nie, julle. Dit is vir ewigheid. So ek wonder, wat is daar wat jou hand besig is om te doen? Dalk by die huis. Ek het 'n projek hierdie naweek gehad om 'n grasnyer raak te kry. My grasnyer het gebreek en julle my hoe het gestink. Jesus, haring het vir my die duiwel het self uit my uitgekom omtrent, hoor. Dit was ek was frustreerd oor daai grasnyer. Later dan ek wil net 'n nuwe een gaan koop. Ek betaal die prys, dis fyn. Maar ek's nou klaar met die ding. Maar selfs daai werk van 'n grasnyer regmaak tel vir ewigheid. Die hoe en die hoekom. Jy werk toe ry, jy werk vir 'n ander baas. Ja, dalk is hy 'n vark, dalk is hy 'n vark, dalk is dit so, dalk voel jy soos 'n slaaf. Wel, welkom by die Bybel. Jy moet so 'n goeie slaaf wees dat jy soos 'n Josef sal opbeland, soos ons gepraat het in die reeks, dat daar guns aan jou bewys sal word, want hoe jy dit doen en hoekom jy dit doen, blyk anders. Ons as Christene verstaan opoffering. Ons geniet nie net wat ons wil doen nie, ons geniet wat ons moet doen ook. Want ons ken die moets doen. Jy moet God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Nie wanneer jy wil nie, jy moet. Ons verstaan moets. En ons doen dit met 'n liefde. Christene werk met hart en siel. Ek kan net 'n geheim deel en ek wil dit nie eintlik noem nie want dit gaan nie oor prosperity nie. Maar gaan lees jou Bybel. Wanneer 'n Christen dit doen met hart en siel, is daar guns. Is daar lewe. Is daar groei. Die Here seën dit. Die Here help jou, die Here bevorder jou. Jy sit en kry idees. Jy het God aan jou kant in 'n begunstigde manier. Hart en siel. Soos ons hierdie reeks afsluit. En ek het in die begin van die reeks gepraat oor, jy weet, is jy bereid om aan te pak hart en siel hierdie jaar saam met die Here, wat ook al jy doen, jou toewyding aan hom, jou drome, jy weet dit alles wat jy in jou werk moet doen. Ek wonder hoe het jou hart en siel gegroei van week 1 na week 4 al. Dalk is dit tyd om vandag nie net 'n preek te hoor nie, maar om jou besluit te neem soos Jonathan het en gesê, kom ons gaan. Hart en siel, maandag kom ons gaan werk toe. Kom ons gaan doen hierdie ding reg. Kom ek hou op foute soek en kom ek wees 'n oplossing. Kom ek hou op kla, kom ek hou op manipuleer, kom ek wees die lewe, kom ek wees die visie, kom ek wees Jesus vir die mense daar. Jesus weet hoe om te werk. Kyk om jou, kyk wat sy amazing goed bou hy. Hy weet hoe om te werk. As jy wysheid nodig het, as jy krag nodig het, as jy hoop nodig het, as jy insig nodig het, jy ken 'n God wat jy net nie kan uitput nie. Niemand wat werk harder as ons Here nie. Doen dit saam met hom. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, dankie vir werk, Here. En ek weet, Here, wanneer ons praat oor werk in ons land, is daar altyd 'n negatiewe konnotasie in die sin van politici praat maar altyd oor, ja, daar's nie genoeg werk nie, of ons as werknemers kyk altyd na ons begrotings en sê ons verdien nie genoeg geld nie, en ons kan so vinnig in 'n plek beland van onvergenoegdheid, Here. Maar dankie vir verse soos hierdie in die Bybel waar ons net weer kan besef, maar U is die God wat werk vir ons gee. U is die een wat vir ons voorsien. Ons hoop kan in U wees en nie in wat ons doen nie, maar aan wie ons behoort en vir wie ons dit doen. Dankie Here dat ons harte anders kan wees. Dankie dat daar vrede kan wees al gaan dit chaos by die werk. Want ons krag kom van U af en nie van rand en sent nie, Here. Dankie Here dat ons werke anders te kan beskou. Dit is nie vir ons 'n plek om te gaan werk en terug by die huis te wees en dis waar ons lekker kry nie. Dankie dat ons net soveel betekenis in ons werk kan kry soos wat ons het by ons huis. Dankie Here dat ons impak kan maak by ons werk. Ons gaan mense raakloop wat U nodig het en ons kan bedien. Ons is die pastore van 'n maandag tot 'n Sondag, Here. Ons almal het mense om te bedien. Dis die hoe, dis die mense, dis die gesprekke, dis die liefde. En Hemelse Vader, ek weet soos ek praat, is dit nie altyd so maklik vir van ons nie.
En van ons werke vra Here dat ons net moet hard wees en mense wil nie luister en beweeg as ons net beklei nie, Here. Ek bid dat ons nie ons vrede sal verloor in daai harde gesprekke nie, Here. Ek bid nie dat ons daai mense sal sien as voorwerpe, maar dat ons hulle sal beskou as nog steeds mense wat U liefhet. Dat ons U sal eer, Here, deur hoe ons ander mense sal hanteer. En daar waar ons dinge kan doen vir U, Here, dat ons dit met ywer sal doen vir U. Vreugde daarin sal vind en seën ons werk, Here. Want hoe hartseer is dit as die mens homself doodwerk en daar's nie guns, Here, en groei op sy hande arbeid nie. Dis U wat daai guns bring, dis U wat daai seën bring. Ek bid seën elke besigheid hier vandag, Here. Seën elke werksplek, want daai mense, die besigheidseienaars en vrouens dra soveel op hulle, Here. Hulle voorsien nie net vir hulle gesinne nie, maar vir 10, 20, 30 ander gesinne. Ek bid seën hulle, Here, hulle dra baie. Seën hulle wysheid. Seën hulle in hulle besigheidsplanne. Seën hulle in hulle besigheid wat moet inkom. Help hulle, Here, dat goed sal gaan. Dan bid ek ook so vir die werknemers, Here. Die slawe, Here, die mense wat voel as mense wat heers bo oor hulle. Ek bid dat ons goeie slawe mag wees. En sal besef, Here, maar U het ons daar geplaas. Gaan nie net oor wat se werk ons het nie. Gaan oor hoe ons dit doen en hoekom ons dit doen. Mag ons wat ons aanpak, dit so doen dat dit U mag eer. Ek dank U, Here, vir U guns. Ek dank U vir U liefde. Ek dank U vir werk. Ek bid, Heilige Gees, help ons dat ons dit met hart en siel sal doen. In Jesus se naam vra ons dit. Dan moet ons sê saam. Amen.